Goeiedag geliefdes, ek hoop julle het regtig 'n wonderlike dag en dat julle vandag die teenwoordigheid van die Here sal ervaar in die samekoms en dat 'n mens die Here ook in jou lewe kan loof en prys. Dit is wonderlik om te hoor watter getuienisse ons ook terugkry wanneer mense Openbaring begin verstaan. En ek hoop in jou lewe kan jy dieselfde sê dat die woord van die Here vir jou oopgegaan het om terwyl ons so Openbaring gedoen het te sien hoe die oorwinning van ons Here Jesus Christus eintlik die hele boek volmaak. Die eindtyd is nie 'n tyd waar die duiwel baie sterk is nie. Die eindtyd is God se tyd. Alle tye is God se tyd. Die tye is ons tye is in sy hand, lees ons in Psalms. En so is die eindtyd ook 'n tyd wat in God se hand is. En dit het ons in Openbaring gesien, hoe die Here voortdurend in beheer is en hoe hy bepaal wat gebeur. Dat hy mag gee, beperkte mag aan die dier en dat hy beperkte mag gee aan wat op aarde gebeur. Maar die almag en die heerlikheid behoort aan hom. Dit het ons gesien in Openbaring 4, daar op die troonkamer van waaraf God dan natuurlik die hele heelal en aarde vanaf beheer. Hy sit in die beheersentrum. En dit is 'n baie belangrike ding om te besef dat die dier eintlik in Openbaring die rol speel as verloorder, as een wat geen oorlog het om te veg nie. Al wat die dier kan doen, is om mense te verlei en te probeer keer dat hulle gehoorsaam aan die Here is. Ons is nou by Openbaring hoofstuk 19, en wat 'n mooier hoofstuk in Openbaring kan ons nie by wees om juis te verstaan hoe groot die verloorder pak slaag kry as Christus op die toneel verskyn. En Christus het op die toneel verskyn by sy geboorte. Hy het op die toneel verskyn aan die kruis en uit die graf. Toe was Jesus daar. En daardie tyd het aan God behoort en die eindtyd behoort aan God. In Openbaring 19, ek lees vir ons hier van vers 1 af. Na hierdie dinge, nadat die Babylon geval het, die vrou van Babylon geval het ek 'n groot menigte in die hemel hoor sê, Halleluja, al die eer, die heerlikheid en die eer, die krag, kom toe aan ons Here God, want hy is waaragtig en regverdig in sy oordeele. Want hy het hierdie groot onsedelike vrou, Babylon, het hy tot in die verderf ingestuur. Hy het die bloed van sy diensknegte gewreek. Nou julle sal onthou geliefdes, vroeër in Openbaring vra die gelowiges vir die Here of hy nie die dood van hulle geliefdes kan wreek nie. Nou hier sien ons dat die wraak plaasgevind het. En 'n tweede maal het daar 'n groot menigte geroep en gesê, Halleluja. Die 24 ouderlinge het voor God neergeval en gesê, Halleluja. En 'n stem het uit die troon gegaan en gesê, prys ons God. Almal wat hom vrees, klein en groot. Ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here, God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en die bruid, die kerk, het haarself gereed gemaak. In hoofstuk 19 skop Johannes af en hy praat oor die lof en die prys en die aanbidding wat alles na die Here toe gaan. Lofprysing, prys die Here, sê hy by 'n paar geleenthede in hierdie verse wat ons sopas gelees het. Prys die Here, prys die Here, maak sy naam groot, aan hom kom toe al die lof, eer, dank en aanbidding. En dit is so 'n mooi gedeelte van Openbaring, dit sluit aan by al die vorige hoofstukke waar daar lofliedere aan God gesing is. Nou ek hoop dat jy op hierdie stadium, geliefde, sal raak sien dat die aanbidding van God die absolute kern is waaroor hierdie boek gaan. En dat jy jou nie sal laat ontspoor deur die mense wat hulle self so besig hou met die dier en met die draak en met die dier uit die see, aarde uit nie, en met die groot verdrukking nie.
Want hierdie tye is in God se hand. En daarom moet ons as gelowiges hier by Johannes leer, want vir ons is dit belangrik dat ons in hierdie tyd van verdrukking, in hierdie tyd van stres en bekommernis, dat ons in hierdie tyd die Here sal loof en sal prys, dat ons hom sal aanbid, soos wat die gelowiges maak hier in Openbaring, omdat die tyd, die eindtyd aan God behoort die gelowiges dan ook die Here te loof en te prys, want alle tye is in sy hande. En daarom kan ons nie laat vasvang of in 'n tronk laat sit deur hierdie mense wat praat oor hoe verskriklik die duiwel is nie, want ek het vroeër al reeds gesê dat die duiwel kry hopeloos te veel aandag. Die mense maak asof die eindtyd aan die duiwel behoort. Die eindtyd behoort aan God. Geen tyd in hierdie hele wêreld behoort aan die duiwel nie, behalwe die tydjie wat God hom gee. Nou geliefdes, hier in hoofstuk 19 het ons verbasende dinge wat gebeur, wat natuurlik al die teorieë van mense wat so graag in vrees wil leef in die eindtyd, natuurlik in die wiele kom ry, want hier leer ons dan nou, vir die wat nog so bietjie sukkel, presies wie God is en presies wie die duiwel is. En hier kan ons sien dat die oorlog lankal plaasgevind het. En ons gaan net nou verse lees wat dit vir ons bevestig. Maar na die lofliedere wat ons so pas gelees het, kan ons hier sien, die bruid, dit is nou die kerk van die Here, is rein en blink fyn linne gegee. En die fyn linne is natuurlik die goeie dade, die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, dis die engel, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die woorde van God. En hier natuurlik is dit die goeie nuus dat die bruid van God, sy kerk, hier na hom toe kom en dat hy voorberei is deur Christus, wat natuurlik verseker dat die klere van die bruid silverskoon is, sonder sonde. En die wonderlike hiervan is dat niemand hierdie bruilofsmaal kan keer nie, en dat niemand die gelowiges kan keer om na God toe te gaan nie. Want hier sien ons ook die almag en die grootheid van die Here. Hy beheer alles, hy bepaal wat gebeur met almal gedurende die eindtyd en ook aan die einde van die tyd met die wederkoms. So al hierdie tye is in God se hand en nou bereik God sy doel, want hy kry sy bruid hier na die bruilofsmaal toe. En dan sê Johannes, hy het op sy voete neergeval en hy wou die engel aanbid, maar die engel sê toe, moenie, ek is net 'n medediensknegt van jou en jou broeders, want die getuienis van Jesus is op elkeen van ons se lippe. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is ook die profesie van die Gees. En nou is dit nie 'n baie mooi versie wat ons hier sien nie, want geliefdes, hier kom die engel en hy praat weer oor die getuienis wat gaan oor Christus. En die getuienis van Christus is ook die profesie van die Heilige Gees. Dit word so mooi gestel hier, dat hier aan die einde van die tyd, dat dit nog steeds gaan oor die getuienis wat ons het oor Christus. Kyk, jy moet onthou dat die opdrag wat Jesus gegee het in Matteus 28 nooit ophou nie, dit nooit stop nie. Want die opdrag sê, maak mense my disippels en leer hulle om alles te onderhou en dan ook doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En reg deur die eindtyd het ons ook gesien in Openbaring, oorwin die gelowiges die duiwel deur die bloed van die lam en deur die getuienis van Christus. En hier kom die engel, die groot engel, en hy sê vir Johannes, aanbid God. En want die getuienis van Jesus is ook die profesie van die Gees. En ons as gelowiges moet baie katvoet wees vir hierdie mense wat eintlik op 'n manier so baie aandag aan die duiwel gee, dat dit amper begin lyk, jy weet, asof die duiwel 'n prominente plek het en 'n pertinente invloed op mense se lewens het. Want jy moet onthou, as jy 'n kind van God is, dan ken jy mos die vyand. Jy weet watter skade die vyand kan aanrig. Inteendeel, Petrus het ook geskryf, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verskeer. En Paulus skryf in Efesiërs 6,
dat mense moet wapenrusting aantrek en dat ons op die regte manier moet leef om seker te maak dat die gees wat in hierdie wêreld is, die duiwel, ons nie verlei nie. En dit is iets wat ons moet onthou. Die duiwel se hooffunksie hier aan die einde van die tyd en in die eindtyd voortdurend is verleiding om mense ander dinge te laat glo as wat God wil hê ons moet glo. En dan natuurlik hier in hoofstuk 19 vers 11, hierdie mooi versie, ek het die hemel gesien oopgaan en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. Sy naam is die woord, is dit nie mooi? En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos vuurrooi vlamme en op sy kop was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. Sy naam is die Woord. Johannes 1. In die begin was die woord was God en die woord was self God. En ons lees verder hier vers 13 en hy het 'n kleed opgehad wat deurdrenk was van bloed. 53 vertaling sê in bloed gedoop en sy naam is die woord van God. En dit is dieselfde wat Johannes vir ons leer in Johannes 1. En dan die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne, silwerskoon, want dis gewas deur die bloed van die lam. Nou hoekom het die ruiter op die wit perd Jesus 'n kleed aan wat in bloed gedoop is? Die eenvoudige rede, geliefde, is dat hy reeds die oorlog oorwin het deur die bloed aan die kruis. En dit is so eenvoudig dat ons dit moet verstaan. Dis regtig nie moeilik om te besef dat Christus se oorwinning eens en vir altyd geldig is in ons lewe. En hierdie leers, die leerskare wat agter Jesus aangery het hom gevolg. En uit Jesus se mond, uit die ruiter, het 'n skerp swaard uit sy mond uitgegaan om die nasies mee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. En dan word daar beskryf hoe God se toorn en sy oordeel oor die mense sal gaan. En hier sien ons die funksie van Christus. Hy is die een wat heers, hy is die een wat regeer. Ons lees ook in Filippense 2 dat elke knie sal buig en erken dat Jesus die Here is. Ons lees baie in die Nuwe Testament dat Jesus opgevaar het en gaan sit het aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En op sy naam, op sy kleed, vers 16, hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings, die Here van die heersers. Dit is Christus. Jesus is hier, die heerser, die koning, die regeerder van altyd af, die regeerder deur die kruis en opstanding heen, die regeerder deur al die eeue, die regeerder in die eindtyd en die regeerder aan die einde van die tyd. Sy naam is Jesus. Die eindtyd gaan oor Jesus, die einde van die tyd gaan oor Jesus. Die ewigheid gaan oor Jesus. Die ewige lewe gaan oor Jesus. En dan is daar 'n stem wat uit die hemel uitroep, wat sê, kom hierheen, versamel julle tot hierdie maaltyd, kom eet die vleis van die konings, die owerstes oor die wêreld en die mense wat sterk is en selfs die perde waarop hulle sit. Want die oordeel van God gaan al hierdie mense tref. En dan gaan die tweede dood hulle natuurlik tref, wat ons van lees in Openbaring. En die tweede dood is die ewige dood, dis die dood van die helse vuur. En dan sien Johannes, en hierdie is baie belangrik, ek dink dis dalk een van die versies wat gelowiges nie altyd raak lees nie. Ek het die dier en die konings van die aarde af en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Daar's boeke geskryf oor hierdie vers 19 en dan verwys die mense na die Armageddon, die geveg hier op die einde. Nou kyk interessant, daar in jou Bybel, vers 19, hier kom hierdie bose magte en al hulle volgelinge wat hy verlei het vir 'n groot oorlog. En vers 20 lees ons, die dier is gevange geneem en saam met die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld
aanbid het. Hulle is lewend gevat en gegooi in die vuurpoel wat van swaal brand. Die ander is gedood met die swaard wat uit sy mond gaan, van hom wat op die perd sit, en al die voëls het versadig geword van hulle vlees, die vleis. Nou geliefdes, hierdie is mos baie duidelik gestel, wat met die duiwel gebeur, en dat 'n mens nie hierdie valse leuns moet glo, van hierdie sterk duiwel in die eindtyd nie. Hier lees jy, dat die groot verleier met sy groot leuns wil kom beklei teen die Here, en dat ons hier sien, hier's geen geveg wat plaasvind nie. Inteendeel, die duiwel gaan reguit tronk toe. Dan lees ons in hoofstuk 20 'n bietjie verder, dat die duiwel nou vasgebind is, en dat die gelowiges heers saam met Christus. Nou geliefdes, hierdie moet ons raak sien in Openbaring. Die duiwel is vasgebind, en die gelowiges heers saam met Christus. Paulus beskryf dit baie plekke, ons deel in die heerlikheid van Christus. En dan lees ons in 20 vers 7, die duiwel word nou losgemaak, en wanneer die 1000 jaar verby is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Ons moet hierdie woorde in Openbaring raak sien. Hy is op 'n verleidingstog, hy wil mense verlei om die verkeerde dinge te glo, selfs die verkeerde dinge van God te glo, en God se betrokkenheid in die einde van die tye, en selfs op die einde van alle tye, dat ons moet glo dat die duiwel verskriklike sterk krag gaan hê dan, en dat hy nou so sterk is. Maar nou sien ons hier, hy sal uitgaan om te verlei, en dan word daar gepraat van die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En nou weet ons, dat hierdie maar verwysings is na Esegiel, daar in 38 vers 2, want hier gaan dit ook oor die mense wat teen God wil oorlog maak. Hulle getalle is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en ook die stad omsingel. En luister nou hier, hulle daag op vir oorlog, dit word 'n tweede keer gesê, dat wanneer hulle opdaag vir oorlog, gebeur die volgende met hulle. En vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Nou geliefdes, is dit nie vir ons baie duidelik, hier uit die Bybel, wat met die duiwel gaan gebeur nie? Hoofstuk 19 is hierdie mooi hoofstuk wat gaan oor die bruilof van die lam, en dat die kerk na die Here toe gaan, en dat die ruiter uit die hemel uitkom met die swaard, en dat die duiwel nie 'n katse kans het teen Christus nie. Nou ons moet onthou dat hy van die begin af nie 'n katse kans gehad het nie. En hierdie weet ons het al gebeur aan die kruis. En daarom leef ons nou in die eindtyd, waar die duiwel nog steeds geen katse kans het nie, omdat ons in die heerlikheid van Christus deel. Hierdie gedeelte moet vir ons motiveer en aanspoor, dat ons kan weet, ons deel in die wonderlike oorwinning van ons Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil U loof en prys. Dankie vir U grootheid, U almag en U goedheid. En Here, dat ons kan weet, dat U vir ons laat deel in U oorwinning. Amen. Geliefdes, julle moet 'n wonderlike dag verder hê.